Here, ons buig neer voor U. En as ons saam gesing het en hierdie woorde van al hierdie lofliedere en aanbiddingsliedere bedink het, dan is ons nederige erkenklikheid alreeds voor U voete. En ons kyk op na U wat die Almagtige is, wat alles gemaak het, alles in stand hou, die heerlikheid. En toe mense, ons, sodat die heerlikheid aan ons kan openbaar en met ons kan deel. En ons erken, Here, dat ons U faal dikwels. En ons wil aan U die dank bring dat U steeds hier is, ook in hierdie gebou vanmôre. Omdat U nog nooit opgegee het op die skepping nie. Here, ons kan dit nie verstaan nie, maar ons is net dankbaar. Ons wil nie vra nie. Ons wil net sê dankie, Here, dat ons môre weer aan die voete kan sit en dat U ons kan leer. En ek bid, Gees van God, werk in ons, verander ons, maak ons nuut, maak ons wat U wil hê ons moet wees. Leer ons, maak ons leerbaar. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here. Nou, ek wil vanmôre 3 gedeeltes met julle lees. Ek gaan eers om so stukkie vat en dan selfs ons eers oor daai gedeelte alleen. Nou, dit gaan oor verhoudinge. Ek het dit al gesê en sê dit so baie kere, jare gelede, het Dominee eendag by 'n kerkraadsvergadering, hy het baie keer sulke kort inleidingkies gehad, en toe sê hy 'n woord wat my kop uit die aand gesê het, ek kan nie eens onthou wat die res van die aand gesê het, maar daai woorde het my kop vasgesteek. Toe sê hy vir die kerkraad, onthou, die kerk is 'n verhoudingsbesigheid. Die kerk is 'n verhoudingsbesigheid. Verhoudings is die belangrike. En ek wil vanmôre iets daarmee deel. En ek wil begin by hierdie gedeelte in Psalm 139 vers 13 en 14, soos wat ons aangaan sal ons, ook ek sal julle sien hoe dit mekaar steek. Hierdie gedeelte is 'n verwonderingspsalm waar hy sê in vers 13 en 14, U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Dis my die eerste belangrike ding. So dikwels sit ons in hierdie wêreld en ons te maak met mense rondom ons en mense praat met jou, vertel dit. En 'n mens kom agter, daar's so geweldig baie mense en hulle sit ook by ons in die kerk. Dikwels is dit dalk ek en jy wat sukkel met 'n selfbeeld. Ek sukkel om myself te sien as belangrik, as kosbaar. En as 'n mens jouself nie kan sien as belangrik en kosbaar nie, dan het jy 'n groot probleem. Ons hele lewe lank leef ons met kommentare oor ons. Ons hoor hoe mense dinge vir ons sê en oor ons sê en ons kyk hoe hulle ons behandel en ons maak allerlei afleidings daarvan.
En die afleidings dan sê vir my dikwels, ek is nie belangrik nie, en ek is nie goed nie, ek is ook nie goed genoeg nie. En dan probeer mense baie hard om dinge te doen, sodat ander hulle kan aanvaar. En dan word hulle oneg, met heeltyd probeer om 'n rol te speel, wat nie ek is nie. Die vrouens veral lees in die Sari en die Rooi Rose en die Huisgenoot, veral met Sari en die Rooi Rose, die volkome vrou, die volmaakte vrou, hoe maak jy jouself mooi, jy weet, al sulke soort van dinge, en die boeke wat oor hierdie goed geskryf is. So sit ons en wonder, is ek goed genoeg? My ervarings van kleins af, ek het wel so baie gesê, die hartseer ding is dat klomp van hierdie negatiewe goed, en waar hierdie goed grondvat, kom daar waar ek moet liefgehê moes geword het, waar die grondslag gelê word, waar ouers vir hulle kinders kop skud en sê, weet jy, is net onmoontlik, jy weet nie waar kom ek aan jou nie. Jy is net so en is net sus. En ons kerm met ons kinders oor hoe lyk hulle en die klere wat hulle dra. En die oupas en die oumas is baie keer verskriklik skuldig aan die goed. En die kleinkinders wil nie meer by oupa en ouma gaan kuier nie, hulle kan nie verstaan wat gaan aan nie. Wat is dit daar kom, dan sê ek, trek net asseblief op jou broek, daai naad wat hier tussen jou knieë sit. Kam asseblief net jou hare, hierdie goed wat so gejal is, kam net jou hare, trek op jou sokkies, en so karring ons oor alles. En dan word ons ouer, en nou kan ons nie meer rondry en gaan kuier nie, nou begin ek nou sit in Sonatus of Erika Park, of ergens daar by my huis, en ek is nie meer so mobile nie, en nou dalk so vanaf op 'n Saterdagmiddag of op 'n Sondag, dan kom my seun, my skoondogter, my dogter skoonseun, kom so vinnig daarin, en sê ek, waar's Boetie? En so sê ek, verlang so na hulle. Ag, dan lieg hulle dat die roke trek, en sê, pa, julle weet mos, die kinders is so by huiswerk, en is die sport, en hulle is so besig met take, en alles, en tussentyd Boet gesê, daar's nie 'n manier, ek gaan vir Oudtshoorn kuier nie, ek het genoeg gehad, want al wat ek kan doen is mou. Ek is mos niks. En so besef 'n mens nie, hoe bou 'n mens aan beelde nie, en sê, ek wil nie daar wees nie, want as ek daar is, voel ek nie goed nie. Dis nie 'n lekker plek om te wees nie. En so bou hulle al die goed, en ons probeer ook kinders opvoed, en dan gebruik ons soms godsdienst, wat maak dat kinders vies raak vir die Here, en negatief voel, want Liewe Jesus kyk vir jou. Liewe Jesus, jy maak nie sy hart bly nie. So Liewe Jesus is net so. Hy is ook oor niks tevrede nie. Dis die prentjie wat hulle kry. Ek onthou jare gelede het 'n dominee vertel van die oupa wat gesê het, was ons skrikwekkend. Hy kom by laaitjie en hy staan daar voor die agterdeur met sy bimbiks, en hy skiet sulke skote in die lug, en hy sê, wat is dit? Hy sê, skiet hom, die wees kan huil, hy wil ons altyd huil, want jy maak die wees se hart seer, as jy goed skiet, hy skote nie, laat hy huil as hy nou wil huil. Is dit nie verskriklik nie, as ons hierdie beelde kry, van jy's nie goed genoeg nie, tot die Here kyk op jou. Dit wat ons hoor, dit wat mense sê, hoe mense met my werk, geef my hierdie idee, ek is nie goed genoeg nie, en mense sukkel, hulle praat nie maklik nie, hulle onttrek, hulle groei nie na hulle potensiaal nie, en hulle sukkel om te aanvaar dat die Here vir hulle kan lief wees, want almal wat vir my veronderstel is om lief te wees, en die onderwysers se almal, hulle hou nie baie van my nie, en ek wil so graag sport speel, en dan kyk hulle en so, en dan sê hulle, ek dink aan my twee dogters nou,
Ernal het eerste by ons kom bly, en sit Jana en Junay en my sus vrek oor sport, en sy ry hulle aan na netbal toe. En Jana het goed gespeel, vir hulle groepie was net 'n ongelooflike spannetjie, en vir 4 jaar die hele sirkel als gewen. Dan het hulle, as hulle nou uiteindelik gespeel vir Noordwes, het hulle tweede en 2 keer vierde gekom Noordwes, klein skooltjie. En nou kom Junay, en sy van, Jana is die vinnige ouetjie wat hier vir VV gespeel het, ek weet nie wat beteken dit eintlik nie, Junay is die langer kind, sy speel doel, en sy is lang, staan net van die bal en gooi doel, en sy is vaar uitstekend. Maar hulle het by ons gebly, en van graad 1 af kom my sus hulle vat, en sy hou van sport, so sy ry hulle aan. Erika het in Witbank gebly, sy het by kleuterskool gehou, sy kon nie by hierdie goeders uitkom nie. Sy het so laat by die huis gekom, kinders kon nie deelneem nie. En nou bly hulle ook met ons. Nou wil Junay so graag, want die niggies kry ons nou al die aandag. Toe sê my sus, jy moet gaan speel. Nou, ons weet, sy is in graad 4, sy het nog nooit gespeel nie. Nou langs sy daar, met die juffrou gou gekyk, met hulle, een kant. Sy is nou onder 10, maar daar by die onder 11s, by die B-span, kort hulle paartjies om te oefen, die juffrou sê, laat sy hierna toe kom, so nou val sy met haar in. En nou begin dit ontwikkel, nou speel sy ook toe. Maar nou sit hierdie ding van, ek is nie goed genoeg nie. Ag, en weet jy, die Here is goed, en toe speel hulle 'n verlede naweek tennispannetjie, wat lyk vir my, daai kies dalk nog nooit gespeel nie. En toe gooi sy 17 doele in die wedstryd. En nou is sy in die wolke, want uiteindelik is ek ook iets, en iemand neem kennis. Nou wil die juffrou haar hê, want hierdie kind het nou ontwikkel, en nou wil sy nie in die span speel nie, want dan maatjies is nie daar nie. Maar sien, hierdie ding, die behoefte om ook goed te wees en vergelyking met die ander, en die 2 sissies, kan ons ook dink, die 2 maas. My sissies sit die kinders vaar in, my kind. En so sorg die Here. Kyk, mense het almal erns goed. Sien hierdie klein goedjies, waarmee 'n kind groot word, en 'n mens moet vir hulle die omgewing skep, en hulle laat goed voel. Kry vir hulle iets, moedig aan, gee drukkies. Want 'n kind wat 'n slegte selfbeeld het, word 'n groot mens wat nie hulle potensiaal bereik nie. Waar kom hierdie probleme vandaan? Want daar is so baie stemme wat vir my kommentaar lewer, en ons moet leer watter stem om dan te luister. Nou het ek hierdie gedeelte gelees, want ek wil vir julle kom sê, ons luister na stemme van mense wat oor ons kommentaar lewer en maak dat ons glo, ons is nie goed genoeg nie. Maar hierdie stem is vir my die stem wat ons moet leer om te hoor, dat God se stem sê, ek het jou gemaak, en daarom is jy oneindig kosbaar, want God maak nie gemors nie. Ek dra die stempel van God in die hemel gemaak, goddelike skepsel. Dis die eerste belangrike ding wat ons moet leer, as ons in hierdie wêreld ingaan, wat ook al mense oor ons te sê het, wat ons altyd vir onsself moet vra, wie se mening is nou eintlik die belangrike mening oor wie ek is? God se mening? Of 'n klomp mense wat in elk geval net kyk wat hulle uit my kry, en dan beoordeel hulle my op grond van wat ek in hulle lewe kan toevoeg, en so besluit hulle of ek pas of nie pas nie. Maar in God se wêreld is elkeen van ons oneindig kosbaar en belangrik, en dit het vir my 'n rol. Die tweede gedeelte, nou kyk ons hier in Psalm 103 oor wat Dawid skryf oor God. Hoe werk God dan nou met hierdie mense wat so kosbaar is? Maar wat ek en jy ook besef, maar al het God my gemaak,
en ek kyk in die spieël, dan besef ek, maar ek is nou nie aldag Amorey het altyd so 'n mooi woord gehad, dan praat hulle oor mooi Afrikaanse woorde, dan sê sy, Hartjie, voel jy skougehalte? Nou daai is vir my so 'n mooi woord, skougehalte, so as jy goed is, dan sê jy skougehalte. Nou dink ek, 'n mens voel nie altyd skougehalte nie, jy voel baie keer maar regtig vrot, en baie keer dan dink jy, en dan weet jy, ek is nou nie die top 10 vandag nie. Maar dan is die wonderlike ding dat God se mense is vol tekortkominge. Maar dat Dawid vir ons sê, maar weet jy, God hou in gedagte, want as ons nou hierdie gedeelte verder gaan lees, dan kom hy dan verder, dan sê hy hou in gedagte dat ons stof is. Hy behandel ons soos 'n pa sy kinders. Hy wil nie vir ewig toornig bly nie. Hy wil ons nie vir ons sonde vergeld nie. Hy wil ons vergewe. Hy wil die straf wegvat. Want dis wie God is, sê hierdie vers, hierdie 4 woorde wat hy sê, God is barmhartig, genadig, lankmoedig en vol liefde, sê. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde, en dan beskryf hy al hierdie goed om dit te vertel. En dan kan jy maar gaan lees, dan staan daar 3 keer, vir die wat hom dien, vir die wat hom dien, vir die wat hom dien. As ek my tekortkominge vir die Here gee, dan sê hy vir my, ek hou in gedagte, as ek jou hart sien, dan kan jy verseker wees. Jy hoef nie altyd in die top 10 te wees, as jy in die wêreld rondom jou te kyk nie. Want by my is jy belangrik, wat die wêreld ook al sê. En hy sê, as God nou na hierdie mense kyk, wat hy gemaak het, na my en jou kyk, dan sien ons hierdie 4 dinge wat in sy hart is, wanneer hy met mense werk. Dis met my, en met elke mens, wat jy vir jouself in jou prentjie kan sien. Die ouens by wie jy vanmôre verbygery het, wat jy net nog geraakloop, die winkel, die straat, die hoek van die straat, waar dit ook al mag wees, van wie jy oor die nuus hoor, en TV kyk, en sê, God is die barmhartige God. En as 'n mens nou dink oor barmhartigheid, dan die Here Jesus mos die verhaal vertel van die barmhartige Samaritaan. God is barmhartig, wanneer hy na sy skepsels kyk. Die barmhartige Samaritaan is die een wat hier iemand gesien het in pyn en nood. En dit nogal 'n Samaritaan teenoor Jood. Dis erg. Die ouens het nie goeie boekies, het was nie mekaar se goeie boekies nie. Hulle het eintlik mekaar gehaat. Was groot spanning. Want die Jode het op die Samaritane neergesien. So hier was baie slegte verhoudings. Nou sê hy, barmhartigheid behoort so te lyk. Jy kom en jy sien iemand in nood. En dan voel jy vir hom niks en is daar slegte gevoelens. Wat is die belangrike ding? Jy sien iemand in nood wat dit nie verdien nie. Wat jy nie weet of jy regtig lus het om vir hierdie een te doen nie. En hy stop daar en hy doen alles moontlik om hierdie een te versorg en kry selfs mense in en hy sê as ek versorg moes hy terugkom en daar was koste dan kom ek dit mee regmaak. So hy sê barmhartigheid beteken by iemand uit te kom wat in nood is en ek stop alles en ek gee aandag en ek versorg. En so sê hy, so is God met my en jou. Hy sê, die mense wat God gemaak het, elkeen van hulle, want hulle sy skepsele, maak nie saak wat het hulle met hulle self aangevang nie, maak nie saak hoe ver hulle verdwaal en afgedwaal het nie.
As God by 'n mens kom in nood, dan sê hy sal nie by jou verbygaan nie. Hy gee om. Die tweede deel, genadig, dis eintlik die een wat ons bo alles moet skryf. Ek het so baie al gepraat oor hierdie woordjie genade. God gee 'n geskenk. God gee vir mense so baie dinge as 'n geskenk, want ons verdien dit nie. Dis wat genade is. Genade is om te ontvang wat ek nie verdien nie. So God gee geskenke. Dis wat genade is. So God kyk na elkeen van ons en hy bewys genade of ek dit verdien of nie. En dis waar by die barmhartige Samaritaan sien ons so. Hy hoef dit nie te verdien nie. Dis 'n mens, 'n goddelike skepsel. En God sê, versorg hulle. Hy wil hulle versorg. En hoe doen God dit? Hy wys vir my daarin en hy sê, ek wil vir hom of vir haar versorg hê. Doen dit namens my. Vra nie of jy verdien. Ek sê so dikwels gebruik ek hierdie prentjie by as ek twee mense trou, dan sê ek vir hulle, kry hierdie prentjie. Gee. Sonder verdienste. As 'n mens in 'n verhouding is, dan sien mens die twee mense is lief vir mekaar en so tyd later sien ons dit skep af. En dan begin die gevoel vir mekaar afkoel. En as jy mooi op die dinge ingaan, dan kom jy agter is omdat ons nie mekaar versorg nie. Ons versorg mekaar nie. Ek het altyd spesiale dinge vir jou gedoen. En dan gebeur dit nie. En dan dink my vrou, maar hy skep af. En dan gee sy vir my minder. Net laat ek bietjie moet wakker word. Kyk bietjie wat gaan aan met jou. En as ek dit agterkom, dan dink ek, wat se geit is hierdie? Wat doen ek dan? Gee ek ook weer bietjie minder. En dan sê sy, maar sê aanvaarbaar nie. Dit is tyd dat ek 'n les moet leer. Gee vir hom nog minder. En so gebeur dit, dat ons uiteindelik met hierdie manier om mekaar te wil wakker maak, afskeep. En uiteindelik is daar niks meer nie. Daar's niks meer. Ek het niks meer met jou nie. Jy bring geen verskil in my lewe nie. Jy maak dit nie mooi nie. Jy vul dit nie. En ons is twee mense weg van mekaar. So wil die Here vir ons sê, dat ons nie hierdie ding moet verval, dat ek sê, ek sal gee, as my vrou dit verdien, of my kinders dit verdien, of my pa, of my ma, of my bure, of hierdie gemeente lid nie. Onthou die woorde wat ons al so dikwels gesê het met Moeder Teresa, daai wonderlike vrou wat gesê het, as jy goeie dinge doen en mense waardeer dit nie, dan hou jy nie op daaroor nie. Jy doen dit nie, solank hulle dit waardeer, of solank hulle vir jou erkenning gee of wat nie. Jy doen dit omdat God dit vra, sê, want onthou altyd, dit het nooit gegaan oor jy en die mense, hoe hulle daaroor voel nie, maar het gaan altyd oor jy en God. God wat dit vra. God wat genade wil wys aan onverdienstelike mense, en hy kom na my en jou toe, en hy sê, bewys genade. Ek wil hulle versorg. Ek weet nie of ek dink ek het vir julle vertel, van 'n tannie wat so nood gehad het, na dogter bel, en hy sê, my ma, hulle sukkel as die kos nie. En ons kan nie help nie, my man het nou pas werk gekry, en dit gaan ellendig hier by ons ook, en ek sê van, mami, jy moet net bly bid, en sê, my kind gaan bid, vanaand vir ons kos op die tafel sit, ek weet nie meer nie.
Morris Leverton het nog geleef in die slaghuis, en hy was altyd die ou wat die alimentasie gedoen het. Hy gaan sê, Morris, ek soek vir haar vleis. En hy sê, is reg, maak 'n pakkie op, en sê ek met kom haal, en so maak ons 'n klomp, tussen ons 'n paar ons goed by mekaar, en gaan lewer dit af. Nou laat ek dit aflewer daar, en dan was dit dinsdag of woensdag, en die Vrydag toe ek die tannie gaan haal, sy het my gehelp altyd met die kinderkrans. En toe ek daar stop, en sy kom uit, sy klim, en sy sê, stop net eers, ek moet eers vir jou vertel, maar al glimlag so. Sy vertel my die storie wat ek nou al klaar ken. Sy sê, weet jy, die Here is so goed. Ons het nie kos gehad nie. En ek is so in 'n gat, en ek sê vir my dogter, ek weet nie, en sy sê, mami bid net, en ek sê vir haar, kan jy glo, ek sê vir haar, dink jy, bid, gaan kos op die tafel sit, en jy sal nie glo, daai middag, kom hier 'n swartietjie, en hy sê, iemand stuur hierdie kos. Ek sê vir my ou man, jy moet nie hierdie goed vat nie, net ons op verkeerde adres afgelewer, en as die mense die kos kom soek, het ons groot moeilikheid. Sy sê, in 6 uur toe dag ek dink dit is vir ons bedoel, en ek maak kos. Sy sê, ag, ek en my boet het so lekker geëet. Het so lekker geëet, die Here is goed. Nou wat gaan maak sy nou? Gaan sy nou, sy vanaand bid en sê, Here, moenie meer worry nie, iemand het omgegee. Nee, vanaand, as sy verstaan waaroor dit gaan, dan sê sy, dankie Here, dat U my gebed verhoor het. Want een van U kinders, wat by U geleer het van barmhartigheid en genade, pak 2 of 3 van hulle, het U roepstem gehoor, en so het U versorg. Dis hoe die Here werk in ons wêreld. Hy wil vir die ou langs hom, of die een wat daar langs die pad stikkend lê. Hy wil hulle gebede verhoor. En daarom wys hy hulle vir ons, en hy bring in my hart hierdie gevoel van seer en jammerte. En hy laat ons stop en omdraai en versorg. So werk God met sy mense. Daai een wat daar stikkend is, daai een wat in die nood is, of ek nou dink hulle verdien dit of nie. Hy wil vir my en vir jou sê wat vanmôre hier sit, jy wat genade ontvang het, ek wil vir jou vra, vir jou stuur, wil jy nie hierdie skepsel van my gaan versorg nie. Nou kom ons by die derde, eers lankmoedig, ek nog eers by die lankmoedig kom. Lankmoedig, weet ons is geduldig. Daaroor was hy baie te sê. Weet, God is verskriklik geduldig met ons. So lees ons deur die hele geskiedenis van die volk. God is geduldig, ongelooflik deur die geskiedenis, wat hy vir mense weer en weer kansse gee, en tyd gee. En daar is die Here Jesus daar aan die kruis aan. En hierdie mense wat hom so gespot het, en wat hom so uitlag, sê, Jy's die Seun van God, dus kom maar verred ons. En al hierdie goed, dan vra hy, Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. So asof hy wil sê, Vader, moenie hulle nou verwoes nie. So 'n bietjie tyd. Miskien, as die tyd verloop, sal hulle begryp. Miskien moet hulle net 'n slag dink, nog 'n keer wat om die blok. So vra hy, wees asseblief geduldig. So vra die Here vir ons ook lankmoedigheid, geduldigheid met sy kinders. So hierdie belangrike ding het ons nou. God sê vir my en vir jou, jy is belangrik. Moenie toelaat dat mense vir jou iets anderster kom leer nie. Maar net so sê hy, dis kyk nou vir almal rondom jou. Hulle is ook my skepsels, hulle is ook belangrik. Behandel hulle so met respek.
behandel hulle met respek, want dit is 'n goddelike skepsel, ek maak nie gemors nie. Nou die derde deel. 1 Korintiërs 13, hierdie vers dink ek is die kernvers. As ek toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. En hierdie het nou niks te maak met geslag, manlik of vroulik nie. Dit wil kom sê, kind, man, nou dat ek groot geword het, nou dat ek volwasse geword het, Ons weet, kinders is manipuleerders. Kinders word gebore, klaar met 'n onsaglike potensiaal met daai brein wat gestimuleer word. En hulle ontwikkel 'n supersterre, die brein word nie later so nie. As daai kind gebore is daar 'n supercomputer daar binne, wat net mooi gelei moet word, en afgerig moet word, en riglyne geleer moet word. En so leer hulle bitterlik vinnig. As ek nie lekker is nie, en ek is omgekrap, en ek kla en ek kerm of skreeuw, dan reageer iemand. Iemand spring, en kom kyk na alle maniere, maak dit lekkerder, maak dit beter. En so weet hulle, as ek ongemaklik, of ek soek aandag, of ek soek iets lekkers, of my boude brand, dan gee ek net 'n skreeuw, en as hulle, en alles word beter. En so word baie mense reageer so in die wêreld, amper die res van hulle lewe. Nou sê nou dat ek 'n man is ook so, weet, baie mense word so wit, soos ek en witter, en hulle word nooit groot nie. Hulle glo dis hoe die wêreld lyk, en die wêreld skout. My vrou, my ouers, my mense, hulle skout. Hierdie deel gaan oor volwassenheid, om by die punt te kom, dat ek besef, die hele wêreld is soos ek. Hierdie vee wat verskyn het, is toe net my ma, of my ouma, wie ook al my versorg. En as ek by die punt kom om te besef, hierdie een wat omsien na my is, iemand net soos ek, wat ook moeg word, ook ongemaklik, ook behoeftes het, ook seerheid, ook 'n bietjie aandag, ook 'n bietjie liefde soek. Dit vra volwassenheid in ons verhoudings. Sê dat ons hierdie belangrike ding moet leer. Dat ek moet groot genoeg word om te leer, ek is belangrik, ja. Maar die wêreld en sy mense rondom my is net so belangrik, want hulle is net soos ek, op dieselfde basis belangrik, want hulle is goddelike skepsels. Of ek dit nou wil sien van my oog af of nie, dis wat God sê, ek het hulle almal gemaak. En almal van hulle is die mense vir wie God wil versorg. En daarom leer hy vir ons. Hy bewys aan almal genade, barmhartigheid, lankmoedigheid en oneindige liefde. En nou wil hy vir my en vir jou sê, ek bid dat jy groot genoeg sal word om te besef, dis waaroor die lewe gaan. Dis wat die wêreld 'n beter plek maak. Dis hoe ons die wêreld heel maak. Wanneer ons groot genoeg word om te besef, die wêreld staan nie vir my en wag dat ek vingerklap en almal moet dans nie. Maar ons is vir mekaar verantwoordelik. Paulus skryf, ons is almal deel van die liggaam. Party is hand, party is oog, party is voet, party is arm. Maar elkeen van ons is nodig dat hierdie liggaam nie krepeel sal wees nie. So sê van ons, as ons 'n wêreld wil maak, 'n gemeente of 'n gesin, gemeente, wêreld, 'n kerk,
dan sê hy vir ons, speel jy jou rol, en weet dat die ander een net so belangrik is. Respekteer mekaar, en behandel mekaar soos God hierdie mense behandel. Mag ons hierdie belangrike les leer, heel eerste onthou, luister na God se stem. Jy's belangrik, kosbaar, want God sê so. En hy het jou gemaak. Tweede ding, elkeen wat jy rondom jou sien, is kosbaar, belangrik, want God het hom gemaak en haar gemaak. God bewys aan jou en aan almal van hulle, en hy wil dit deur jou wees, bewys hy genade en barmhartigheid en lankmoedigheid. Mag die Here gee dat ons hierdie goed hoor, en dat ons volwasse raak, en erkenning gee, en besef, ek het 'n rol, en ek het 'n rol om 'n dienaar te wees, en te hoor dat God sê, dat hy ons wil seën, om tot seën te wees. So ek seën jou, sodat jy seën kan wees. Ek gee vir jou, sodat jy vir die een langs die pad wat pyn het. Ek gee vir jou genade, ek gee vir jou 'n woord, ek gee vir jou 'n stukkie brood, ek gee vir jou insig, wat dit ook al mag wees, sodat jy my hande en my voete kan wees. Mag ons 'n groot verskil daar buite gaan maak, omdat ons hierdie belangrike les kom leer vandag. Ek mag nooit anders as God kyk nie. Nooit uit die oog uit verloor. Dat hoe ver ek ook al gedwaal het, dat God vir my kom sê, genade en barmhartigheid en lankmoedigheid. En bewys dit namens my aan almal in jou wêreld. Kom ons maak so ons plek, ons familie, ons gemeenskap, ons gemeente 'n beter plek. Kom ons hê vir mekaar begrip en geduld. Ons het tekortkominge en ons maak foute. Maar kom ons vergewe en wees genadig en barmhartigheid. Die duiwel wil nie dat hierdie goed moet gebeur nie. En hy kom met allerlei klein goedjies gedurig om striwelinge, hakplekke en opstandigheid te maak tussen ons. Kom ons sê vir die Here, ons gaan dit nie toelaat nie. Maar ek sal altyd, maak nie saak hoe ek voel nie, gaan ek respek betoon en genade, soos wat God in my gedoen het. Amen. Hemelse Vader, baie dankie vir wat U aan my bewys. Mag dit ons elkeen se gebed. En help ons, Here, om net so te gaan doen. Ja, Here Jesus, U het die opdrag vir die disippels gegee en mag ons dit hoor. Soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook. Mag ons gebed wees, om saam met Piet Smit te sing, meer en meer soos Jesus. Ek wil so graag. Mag dit elkeen ons se begeerte. Ons bid dit in U naam.